Geliefdes, familie, vriende, baie welkom by vanoggend se lewensvieringsdiens van Susara Johanna Snyman, of soos wat ons al geken het, Tannie Sari. Ek hou aan julle die begrafnisbrief voor. Susara Johanna Snyman, gebore 4 Mei 1945, oorlede 9 Februarie 2026. Die liewe Heer het ons geliefde moeder, ouma, vriendin, na hom toe geneem in die ouderdom van 80 jaar, 9 maande en 5 dae. Ons dank die almagtige Vader vir haar lewe waarvan ons almal deel kon wees. 'n Lewe wat sy met vol liefde, waardigheid, trots en begrip deurleef het, deur God se naam te alle tye bo te stel. Daarom is ons dan ook in bedroefheid getroos deur die wete dat sy by hom is. 'n Dierbare geliefde is weggeneem. Haar plek is vir ewig leeg. Ons dank God vir die voorreg om so 'n moeder, ouma, vriendin te hê. Haar heengaan word betreur deur haar kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, eggenoot, familie en vriende. Geliefdes, ek gaan vra dat u sal staan vir die fotum en die seëngroet en dan sal bly staan vir ons loflied, lied 464. Sal u asseblief opstaan. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit sy hande werk sal laat vaar nie. Mag die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die Heilige Gees by elkeen van u wees. En
Dankie geliefdes, julle kan julle sitplekke inneem. Geliefdes, voordat ons saam uit die Bybel lees, gaan ek vra dat ons eers ons hoofde sal buig en in gebed sal tree. Kom ons bid saam. Here, ons word vanoggend hier stil. Here, met soveel hartseer, soveel pyn. Here, maar dieselfde asem met soveel vreugde en liefde. Soveel herinneringe. Here, ja, wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan, dan voel ons so verlore. En Here, al wat ons werklik het om aan vas te klou, is U vreugde wat U vir ons kan gee, U troos. En Here, daarom bid ons vanoggend en ons vra, Here, vertroos elkeen wat se hart seer is vandag, wat in pyn is. Here, mag U vrede vir ons gee wat ons verstand te bowe gaan. Here, maar bo dit alles, mag ons elke herinnering koester wat ons saam met Tannie Sari gehad het. Here, en ja, waar ons nou saam uit U woord gaan lees, bid en vra ons dat dit woorde van troos sal gee vir elkeen van ons wat vanoggend hier is, vir elkeen wat luister. Here, en mag dit hoop bring waar alles so donker voel. Here, ons bid en vra dat U ons sondes sal vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is uit Filippense 4, vers 4 tot 9 en dan ook vers 13. Ek lees vir ons saam. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal. Wees bly. Wees beskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat julle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Jesus Christus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. En dan vers 13. Ek is tot alles in staat deur Hom wat vir my krag gee. Geliefdes, en tot sover ons skriflesing. En bevoorreg is elkeen wat hierdie woorde hoor, maar wat elke dag hulle lewens daarvolgens inrig. Vriende, familie, ja, in 'n oomblik soos hierdie, voel ons verlore en ons voel oorweldig. En ons het soms die vraag, maar hoe nou? Hoe nou, Here? Waarheen beweeg ons nou? En ja, ek en jy, ons almal weet al van kindsbeen af wat ons glo. Ons glo egter in Jesus Christus. Ons glo in die lewe na die dood. Ons glo in 'n hemel. In 'n vaste woning by ons Skepper. Die Vader, ons Vader. Maar wanneer die dood egter intree, voel ons 'n warboel van emosies. Dis so 'n mengelmoes van emosies wat ons oorval. Want dit voel so de mekaar. En dan kry ons amper die gevoel asof ons saam met die psalmdigter in Psalm 102 wil uitroep, maar ek voel so verlate, soos 'n pelikaan in die woestyn. Soos 'n uil tussen morasies, want ek en jy het seer. Ons is al leeg gehuil. Ons het pyn. En ja, alhoewel Tannie Sari baie siek was vir lank, is haar afsterwe nog steeds 'n groot skok gewees. En was dit baie onverwags. En dan sit ons by die vraag, nou hoe nou, Here? Wel, al wat ons vanoggend oor het, is geloof.
Maar tog is dit moeilik vir ons om te glo. En in hierdie moeilikheid om te glo, hoor ek agter die pa wat vir Jesus, die pa wat sy seun aan 'n aanvallende siekte gelei het, wat dan vir Jesus, toe Jesus vir hom vra, maar glo jy? Waar hy vir Jesus antwoord, ek glo Here, maar kom my ongeloof te hulp. So ja, ons glo. Maar vanoggend bid en vra ons ook in ons hartseer, in ons rou, tussendeur al die emosies, dat God sal ingryp en tog ons ongeloof te hulp kom. En ja, dan hoor ons Paulus se woorde in ons teksgedeelte. Ek sal bly wees in die Here, want ek weet, hy is in beheer. Selfs al het ek seer, selfs al het ek pyn, selfs al is ek vasgevange in verlange, weet ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. Geliefdes, woorde van geloof wat troos bring, is nie maklike woorde nie. Nee, inteendeel is dit moeilike woorde, veral wanneer 'n mens stil word, soos by 'n afsterwe van 'n geliefde. En geliefdes, ons moet onthou dat toe Paulus hierdie woorde gesê het, wees bly, ek herhaal, wees altyd bly in die Here, het hy nie maar net hierdie woorde gesê nie. En sonder om deur die hele lewensgeskiedenis van Paulus te gaan ek egter 'n enkele greep of twee uithaal vanoggend. Goed, ons weet Paulus was egter 'n vervolger van die kerk. Hy het gesorg dat die vroeë Christene gevange geneem is en tereggestel word. En dan op pad na Damaskus toe, word Paulus, of toe nou eintlik nog Saulus, met blindheid getref. En op 'n wonderbaarlike manier word hy genees. En net daar draai hy egter om na God toe. Hy wat eers 'n vervolger was van die kerk, word 'n sendelaar. Hy rig kerke op. Hy het sendingsreise en vertel vir die vroeë Christene van Jesus. En geliefdes, ek kan myself indink dat hierdie vroeë Christene glad nie vir Paulus vertrou het nie. Juis as gevolg van sy geskiedenis. En ek wil sê, dalk het Paulus hier 'n mate van alleenheid beleef in hierdie tydperk. Want aan die een kant kry jy die Romeine wat hom wil doodmaak omdat hy nie meer saam met hulle is nie, omdat hy nie meer Christene vervolg nie. En aan die ander kant kry ons die Christene wat nog nie so lekker vir Paulus vertrou nie. En hier stap Paulus hierdie pad ten volle alleen. En ek dink die kenmerk van Paulus wat nog altyd vir my uitgestaan het, is die feit dat hy geweet het, hy is 'n feilbare mens. Hy's 'n mens met foute. Maar hy het tog sy hart vir God gegee. Dink maar aan talle gedeeltes in die Bybel waar ons lees oor hoe Paulus dan gestry het hier in sy binneste. Met dinge wat hy nie noodwendig kan verstaan nie. Dinge wat nie vir hom sin gemaak het nie. Gestry het in sy binneste oor hoe hy sy lewe dalk anders sou wou gehad het. Dink aan die woorde in 2 Korintiërs 12, waar hy praat van die doring in sy vlees, en waar hy bid dat dit tog weggeneem sal word. En dan waar God vir hom sê, maar my genade is vir jou genoeg. Dink aan die woorde soos ons dit vind in Romeine 5. En ons verheug ook ons in swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop.
En die hoop beskaam nie, want God het die liefde in ons harte uitgestort. Deur die Heilige Gees wat hy vir my en jou gegee het. En dan Paulus se woorde in 2 Korintiërs 4. Ons het hierdie skatte in ons harte, hierdie liefde en genade van God. Maar ons is van kleipotte gemaak en ons breek maklik. Maar tog die krag wat alles oortref, kom nie vanuit onsself nie, maar dit is van God. Geliefdes, en dit is die reis, dit is die worstelinge waarmee Paulus gesit het. Hierdie alleenheid, maar ook hierdie dankbaarheid. En soos wat ons so deur Paulus se lewe gegaan het, kom ons agter dat die woorde wat ons vanoggend saam gelees het, het hy ook goed geken. Dat ek tot alles in staat is deur hom wat vir my krag gee. Geliefdes, hierdie lewe wat Paulus gehad het, ken elkeen van ons wat hier sit op ons eie manier. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend, het al die goeie en die slegte beleef. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, het oomblikke van val, maar ook oomblikke van opstaan beleef. En Billy en Sari het dit ook geken. Julle twee het ook saam die soet en die suur van die lewe gesien. Tye van lag en ook natuurlik tye van huil. En gister wat ek en oom gesels het, alles wat oom gedoen het in die tydperk wat God hom vir oom geleen het in 'n besonder, is genade. En ja, dan wanneer ons vandag hierdie vraag vra, nou Here, hoe nou? Hoe gaan ek hierdie pad verder stap sonder my ouma, sonder my moeder, sonder my eggenoot? Geliefdes, al wat ons het is om te glo. En al wat ons het is egter ons geloof. En ja, dit is definitief nie 'n wondergeneesmiddel nie. Dit is nie net iets wat ons gou kan opsmeer en die seer verdwyn onmiddellik nie. Maar daar is waarheid en daar is sekerheid wat my en jou wil verseker dat ons die krag sal kry. In die eerste plek het ons herinneringe wat nooit weggevat kan word nie. Soos wat ons ingestap het vanoggend, het ons al die foto's gesien. Oomblikke wat vasgevang is, oomblikke wat gekoester gaan word. En dit sal nooit ooit weggeneem kan word nie. En dan daarbey het ons egter ons geloof. Wat ons wil verseker dat hierdie vrede, wat ons verstand te bowe gaan, oor ons gedagtes die wag sal hou. En dit is vanoggend ook my gebed vir julle. Elise, oom Billy, kinders, kleinkinders, geliefdes, vriende, familie, almal wat naby aan haar hart was. God sê, maak alles aan my bekend, deur smeking en danksegging. Ja, geliefdes, dis vreemd om vanoggend die woord danksegging te hoor, maar daar is tog altyd iets om voor dankbaar te wees. Kyk net langs julle, die liefde tussen julle. En dan belowe God ons in vreemde omstandighede, in omstandighede van rou, van seer, van hartseer, sal die vrede van God ook wees. En hierdie goddelike vrede en vreugde wat alle verstande te bowe gaan. En dan sê Paulus, wees bly. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, want die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Moenie bang wees nie, want ek is by jou.
Ek sal jou die pad vorentoe wys in hierdie hoe nou Here oomblikke. Ek weet Tannie Sari sal deur elkeen gemis word wat vandag hier sit. Haar plek gaan egter leeg wees. En veral in die dae wat kom, gaan dit moeilik wees. Maar mag God ook hierdie vreemde vreugde in elkeen se hart bewerkstellig. Maar in 'n besonder ook in jou hart, Billy. En ook in die kinders en die kleinkinders wat agtergelaat is. God het dit beloof. En ons kan God se woord op hierdie vrede altyd vat. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, ja, U ken ons harte en gedagtes en Here, U weet hoeveel seer en hoeveel verlange is al klaar in ons harte. Maar Here, dankie dat ons kan vashou aan ons geloof. Dankie dat ons kan vashou aan die wete dat U U hand van beskerming oor ons sal hou. En dat U aan ons die vrede sal gee wat ons verstand te bowe gaan. Here, ja, ons is mens, soos wat Paulus dit skryf, ons val en ons breek maklik. Ons vra soveel keer die vraag, hoekom Here, waarom Here, hoe nou Here? Maar help ons om altyd gefokus te bly. En dat ons sal weet, maar U is in beheer. En dat ons, en daar waar dit moeilik is, sal weet, maar ons is tot alles in staat, deur U wat vir ons krag gee. Here, ek bid en vra dat U U hand van beskerming en troos oor elke geliefde sal hou. Here, mag elke herinnering gekoester word. En Here, ja, in hierdie seer oomblik, mag ons die vreugde ervaar wat ons verstande te bowe gaan. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat ons sal staan, dan sing ons saam die oorwinningslied. En dan gaan ek ook vra dat u bly staan vir die seëngroet, en dan kan u u plekke inneem.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan lewe in vrede. Mag die troos en die liefde van God ons Vader by elkeen van u wees. Amen. Tanya gaan vir Tannie, ons gaan nou oorgaan na die bedankings toe. Tannie, is Tannie, okay, goed. Geliewe vriende en familie, kan julle my hoor? Is alles reg? Okay. Ek wil graag my hartlike dank uitspreek aan almal wat vandag hier teenwoordig is, die lieflike familie en vriende wat tyd gemaak het om saam met ons my moeder se afsterwe ons respek te toon en vir haar te wys weer eens hoeveel liefde daar is vir haar. En ook die mense wat die familie en vriende wat dit ongelukkig nie kon maak nie, wat ver bly of onder sekere omstandighede regtig graag hier wil wees, maar nie kan nie. Ons as familie is baie, baie dankbaar vir al die pragtige boodskappe van ondersteuning en die woorde van troos wat julle almal vir ons gegee het deur hierdie moeilike tyd. Dit het die wêreld vir ons beteken en dit het ons gehelp om deur hierdie tyd te kom. Dit was 'n baie moeilike week gewees vir ons almal. En sonder julle boodskapies en ondersteuning sou ons dit nooit kon maak nie. Verder wil ek ook hartlike dank gee aan dit is nie noodwendig in die orde van enige orde nie, maar heel eerste la gratitude. Wat julle vir ons familie gedoen het, wat julle vir ons mamsie gedoen het. Ons sal dit absoluut nooit vergeet nie. I'm going to speak English now as well because I know most of the staff there will understand English better than Afrikaans. La gratitude, thank you so much. You loved my mom. The softness and the care and everything that you all gave her, it means so much to us. And I know that it meant a lot to my mom. She needed that love and care. And unfortunately, there was a time when we as a family could no longer look after her and give her the care. We could always give her love, but that special care that she needed, we were not able to do that, but you guys did. And thank you from all of us, our whole family. And yeah, I can't say how grateful we are. Then to Mediclinic, who time after time also over the last couple of years had to look after my mom when she was ill. That really took care of wat haar genees het, die dokters en die susters, die vriendelikheid waarmee hulle met haar gedeel het, net alles wat hulle vir haar gedoen het, keer op keer het hulle vir haar daai ekstra tyd gegee en ons sal julle vir ewig dankbaar wees daarvoor ook. En ons as familie en vriende weet dat Medicare het tot op die laaste minuut
alles gedoen wat hulle kon om ons moeder te probeer help. Maar God het gekom en hy het 'n plekkie vir haar gehad en hy het haar weggevat van haar pyn en haar smart. En sy is nou in 'n beter plek. Sy word nou versorg. Sy's in 'n pragtige tuin met baie berge en voeltjies en blomme en natuur en goede. Ek glo daaraan en ek glo ons almal glo dat dit is waar sy nou is. En ons vertroos onsself daaraan. Okay, dit is met die kliniek. En dan verder, oom Billy. Ai, wat oom Billy vir ons gedoen het en vir ons mammie gedoen het. In die laaste paar jare ook. Laaste 5 jaar en dan die laaste 3 jaar wat julle getroud is. Ons as familie ook. Ons sê vir oom verskriklik baie dankie vir daai liefde en sorg wat oom ook vir haar gegee het. Oom het ook, soos ek gesê het, La Gratitude en met die kliniek. Oom het gehelp om vir haar weer sterk te maak, laat sy weer wou lewe, laat sy wou aangaan, terwyl sy amper op 'n punt was waar sy opgegee het en nie meer wou nie. Toe ontmoet sy oom Billy en toe is sy weer aan 'n mens, sprankelend, make-up opgesit, die hare word weer gedoen, al daai pragtige goedjies. En dit is alles wat oom Billy vir haar gebring het. En baie dankie daarvoor. Ons as kinders en kleinkinders en so, ons waardeer dit verskriklik baie, uit ons harte uit. Vreeslik dankie oom Billy. Okay, dit is en ek is baie jammer as ek enigiemand uitgelos het, en natuurlik al die familie en vriende wat ook my ma se lewe versier het, en vir haar so baie beteken het. Ek ken baie van julle nie, maar ek weet julle is daar, en julle het haar ondersteun en lief gewees vir haar, soos wat ons vir haar was, en baie dankie daarvoor. Dan vandag, en al die reëlings en goede vir vandag. Ek moet eerstens baie dankie sê vir Afpop waar ons begin het met alles. Ons eerste meeting wat ons gehad het, toe ek in Raap hier in Newcastle kom, het ek nie geweet wat vir ons wag nie. Ons het geen idee gehad wat vir ons wag nie. En toe ontmoet ons met Gert van Afpop, en hy het ons onmiddellik gemaklik en rustig laat voel. Hy het ons onmiddellik laat voel dat alles is onder beheer en ons moenie worry nie. En dit is absoluut ongelooflik. Ek moet net sê, Gert en die span, en ek dink is Eben, ja, baie dankie vir alles wat julle gedoen het. Die pragtige blomme, die canvas van my ma, die pragtige program wat julle almal het, om my mamma altyd te ontmoet, en ons geliefde mamsie te ontmoet, te onthou. Die YouTube streaming, soos ons nou hier sit, is daar 'n YouTube streaming wat plaasvind, so die geliefdes en vriende wat nie kan wees nie, hulle is nog steeds in gees by ons, hulle is deel van ons, as dit nie vir Afpop was nie. So baie dankie daarvoor ook. Ek hoop nie ek het enigiets vergeet nie. O ja, en dan natuurlik die verrassing van my mamsie. Hulle sal ook reël dat dit gedoen word, en laat ons dan haar assies terugkry, en laat ons as 'n familie dit kan behou, en saam met ons kan hê. Ons is baie dankbaar daarvoor. In die registrasie van my ma se dood, ek meen om met Home Affairs te gaan deel en al daai dinge. Mens besef nie wat dit alles behels om 'n pragtige totsiens te kan gee vir iemand.
dit is regtig, dit is ongelooflik. Ja, so dit was professioneel, dit was met liefde, dit was saggies. Alles was net pragtig en baie dankie en so vinnig gewees. Ons het nie gedink ons sal dit in 3 dae alles kan reël nie. En dan volgende, Nederduits Hervormde Kerk, Karin, Denise, Leon, almal wat ons bygestaan het deur hierdie hele proses, wat vir ons die liefde en ook weer eens die sagtheid waarmee julle met ons gedeel het en vir ons laat voel het dat alles sal oukei wees. Vreeslik dankie daarvoor. Ons waardeer dit as 'n familie, waardeer ons dit opreg en regtig dit kom uit ons harte uit. Weer eens, en my mammie en my pappie wat lankal al oorlede is, hulle was lede van hierdie kerk. Ek en my suster het hier sonnaarskool toe gekom. So Nederduits Hervormde Kerk Newcastle is deel van ons en dit is vir my so fantasties dat ons nou my mammie ook hier laat ons hierdie diens kon hê hierso en laat julle dit so pragtig maak. En regtig waar Karin, dit was 'n pragtige versies, pragtige liedjies en al daai geite. Dankie dat jy ons gehelp het daarmee. Dis regtig waar, dit word so waardeer. Okay, dan NASV. Ek wil net ook dankie sê vir die NASV Candice. Hartlik dankie vir die heerlike toebroodjies wat ons gaan geniet nou daar na hierdie diens. Dit word ook opreg waardeer. En sorry, Denise ook vir die koffie en tee wat sy na die tyd vir ons gaan wat sy ons gaan skink. Ons sien uit daarna ook. Okay, dan last but definitely not least, babe, Rob Hogg, my dear, darling husband that has been with me during this week to support me through this whole thing. I don't know what I would have done without you, my darling. Thank you so much for being here and for all your help, and for that when you guys walked into the church, you all see you saw the flash drive, well the show, the slideshow. Rob put that together for us. So he spent lots of time. I was trying to gather photos and then forwarding it to him, and he put it onto the PowerPoint and all of that. Thank you, my darling. We've got it on a flash drive so we can make copies for everyone, and you can take it with you, and we will always have it. So, yeah, thank you. I don't know if I left anyone out. There are so many people, and daar is so baie mense wat ons wil bedank. En as ek enigiemand uitgelaat het, ek is verskriklik jammer. Ek het dit nie bedoel nie, maar ja, baie dankie in elk geval. Ja, ek dink dit is dit. Wat asseblief eerste moet uitbeweeg as ons nou saam uitbeweeg na buite toe. Die verloop van die verrigtinge gaan as volg wees. Ons gaan almal na buite toe beweeg en daar sal ons dan die laaste eerbetoning daar bewys. Maar ek gaan vra dat die draers vir ons eers uitbeweeg en dan die naaste familie en dan so verdaag ons tot op buite. Dit sal wees Billy, Piet, Rob, Wayne, JP en Terrence. Geliefdes, baie dankie vir 'n
wonderlike diens en getuienis van 'n lewe wat gevier is. Kom ons beweeg dan nou saam na buite.